Ek wil begin deur vir jou te sê, vandag is nie net nog 'n Sondag nie. Dit is nie net nog 'n diens nie, dit is nie net 'n geleentheid om kom ons doen die regte ding nie. Vandag is 'n dag van getuienis. Dat ons vandag hier kan wees, is 'n getuienis van homself. Werklik, as ek vir julle dit sê, dis 'n getuienis op syself. Dis 'n mylpaal wat in hierdie gemeente behaal is. Maar is ook 'n bewys dat God hou by dit wat hy beloof het. God hou by dit wat hy beloof het. So ek wil werklik vir jou vra, as jy in die oggende sit of in die aand of wanneer in die dag ook al jy jou stilte tyd hou, dan lees jy bepaalde beloftes raak. Jy lees dit raak en dan moet jy verklaar, as jy in 'n slegte omstandighede kom, dan moet jy daai beloftes verklaar. En dit is wat ons konstant in hierdie gemeente doen. Ons neem God werklik op sy woord. Soos ek nou gesê is, ja, daar was 'n paar mense bymekaar, maar ultimately het die besluit van God gekom. Hierdie is nie ons kerk nie, soos ons regtig uit gewoonheid baie keer sê, ons kerk. Dis God se kerk. Dis God se kerk en ek en jy moet dienaars bly van God in hierdie gemeente in. Maar ons kan nie net elke Sondag hier kom warm broei nie. Ons moet die kerk uitvat. Ons moet die kerk uitvat. En beteken dit asseblief as ek vir jou sê die kerk moet uitgevat word, nou dink jy ja, hy praat ons seker van 'n uittrek of ek moet op die hoek van die straat gestaan met my Bybel? Nee. Om met iemand te gesels en dis my wonderlik hoe die mensdom, wil ek amper sê, verander het. Ons kom by 'n winkel, ons is gefokus op wat ek gaan doen. Ek kyk hier links, ek kyk hier regs nie. As ek my hare laat skeer, glo as julle wil ek doen dit. Dan sit ek daar en ek maak my oë toe. Hoekom? Want ek lus nie nou vir gesels nie. Ons is so op me en myself en ek, hierdie ene. 17 jaar kan ek vir jou sê, dit was 17 jaar van gebede. En mag dit nog vir die volgende 17 jaar nog steeds jare van gebede bly. Dit is van opstaan as ons geval het. Glo dit as jy wil, ons het al baie geval. Dis my nog wonderlik as 'n mens, ons kom hier op 'n Sondagoggend en dit is amper asof ons nie bewus is wat het al in die week gebeur net om vandag hier in te kom. Daar is die lofgroep het geoefen, daar is gebid, daar was voorbereiding, daar was en ons almal weet hoe werk dit. Wonderlik Dinsdag aand werk die klank wonderlik. Woensdag, whenever hulle dit nog gebruik, uitstekend. En Sondagoggende dan ewe skielik is hier nou iets. Ek en jy moet bly staan op God se woord. As ons op dalk partykeer so 'n bietjie vooruit hardloop en agter God bly en in sy skade weer in beweeg, dan moet ons mos nou weet, maak nie saak wat hierdie goed hier bo my kop doen nie. But God, maar God is steeds in beheer. Dit was werklik waar 17 jaar van genade, as ek vir julle sê, dit is genadig, regtig, ek wil nie nou klink soos iemand wat verskriklike goed deurgegaan het nie, dis genade. Hy het nou iets gesê van, as jy oor hoeveel jaar, dalk 10 oorbly, en gaan maar 'n bietjie daar in ander lande, gaan maar 'n bietjie daar waar ons 2 keer was, daar's 4 of 5 mense in 'n huis, en dis 'n kerk. Ons moet dalk fokus op intimiteit. Eerstens intimiteit met God en ook intimiteit met mekaar. Ons moet mekaar bedien. Op 'n Sondagoggend hier wanneer ons groet, dit was baie wonderlik, ek bly nou die woord wonderlik gebruik, maar in elk geval, daar waar ons vandaan kom,
My roots is daar gelê, my geloof is daar gevestig. As jy in die kerk kom op 'n Sondagoggend, dis doodstil. Dis doodstil. Jy gaan sit, jy bid, die mans het op 'n stadium ons opgestaan as ons gebid het, dan moet die mans opstaan. Prys die Here. Prys die Here. Dis waar my geloof gevestig is. Dis waar ek die Here geleer ken het in 'n Sondagskool. In 'n stukkie papier met 'n rooi ster op, jippie, ek het hom. Ongeag, ons kan nou baie en mense is baie geneig om soms hulle monde uit te spoel oor ander denominasies. As ons kan bly fokus, ons aanbid een almagtige God. Dit is wie ons aanbid. Dit is wie ons aanbid. Ek gaan lees uit 1 Samuel 7 vers 12. Ek gaan net so 'n gedeelte van hy vers lees. Tot hiertoe het die Here ons gehelp. Tot hier waar ons vandag is. Tot hier waar ons in 'n gebou sit en dit reën daar buite en dit is koud en dit is nat, maar hier sit ons. Tot hiertoe het die Here ons gehelp. En as hy ons tot hiertoe gehelp het, hoekom sal hy ons nie ook in die toekoms help nie? Ons kan nie net God op 'n Sondag aanbid nie. Ons kan nie. God wil 24/7 aandag van my en jou hê. Maar ons moet werk, ons moet geld verdien, ons moet eet, ons moet slaap, ons moet kyk na hierdie tempel van ons. Maar in God se teenwoordigheid. Ek kan nie net nou hier uitstap en dan sien jy volgende Sondag. Ons kan nie God so dien nie. Ons moet 'n konstante lyn hê. Hoe ons verhouding met God is. Nie vandag hoog, dan raak dit laag, dan raak dit links, dan raak dit regs. Ons moet 'n konstante verhouding hê met God. En in die week kan ek nou vir jou sê, ek weet nie of jy en jou vrou of wie ook al saam stilte tyd hou nie, maar jy is redelik alleen in die week met jou stilte tyd. Dan is dit jy en God. Dan is dit jy en God. Ja, ek raak nogal 'n bietjie nat nou. Dan is dit jy en God. En dan kan ek vir jou regtig sê, dan kom God lekker en hy tik lekker hier op jou skouer. Onthou jy van dit my meneertjie? Onthou jy van daai ene? Ek was in die week was ek in so 'n situasie. Ek sê nou vir julle en ek kom en ek sê Here vergewe my Here en ek doen al die goed man. Ek lê in die nag en ek bid en ek praat met die Here en ek sny af en ek verklaar en al die. En die volgende oggend toe ek my Bybel oopmaak, toe is dit net of iets hou my terug, nee, ek kan nou nie stilte tyd hou nie. Ek moet nou daai meisietjie daar agter, ek moet nou eers vir haar gaan sê, wat gebeur nou? Jy voel die Heilige Gees kla jou aan om dit uit die pad uit te kry, maar in jou kop visualiseer jy nou al, hoe gaan sy optree, en sy gaan dit, en sy gaan dat, en sy gaan sis, en sy gaan so. En vertrou op God. Vertrou op God, want jy weet nie wat 'n uur of 2 of 3 later vir jou inhou nie. En toe speel die prentjie in elk geval heeltemal anders uit, as wat ek in my kop al die prentjie agter mekaar gekry het. So as ons terugkyk, dan sien ons nie net mense raak nie. As ons nou so terugkyk van waar dit begin het daar by die restaurant, dan sien ons mos nou nie net mense raak nie. Ons sien nie net geboue nie, en ek dink dis omtrent die 3de gebou wat ons in is. Ons sien nie net geboue raak nie. Ag sê man, toe ek daar by plaas kom, toe sê ek, Here, jy het ons nou seker dan verkeerd gehoor. Ek wil nou nie so 'n kerk hê nie. Ek wil 'n kerk hê met matte en lekker stoele en aircons en sulke goed. En daar op daai plaas het die Here werklik vir ons kom leer van afhanklikheid.
Hy het ons geleer om werklik afhanklik te bly. En in hierdie gemeente word elke dag daai deur oopgesluit in diepe afhanklikheid. Ons sien nie net, soos ek gesê het, mense en geboue raak nie. Ons sien die hand van God regtig. As ek vir jou sê, dit voel werklik soms my of die deursnee gemeente lid nie weet regtig hoe God voorsien nie. Vra maar die wat die finansiële state kyk, dis genade man. Dis goddelike genade. Klaagliedere 3 vers 22 tot 23. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. Elke môre as jy jou oë oopmaak, dan moet jy sê daar's geen einde aan sy ontferming. Sy genade is vir my genoeg, ook vir vandag. Moenie nog dink aan môre en volgende week nie. Vandag sal God se genade vir my genoeg wees. Maak nie saak wat op jou pad kom nie. Maak nie saak nie. Ook dit wat jy nie van weet nie. Ons almal kom soms mos nou lekker in situasies en jy weet nie. Jy's eintlik baie keer so 'n bietjie onvoorbereid op hoe dinge oor jou pad kom in 'n dag. En soms so onverwags slatte ding oor jou pad en jy moet dadelik net op jou voete dink. Jy kan nie nou hom en haar en on nie. Jy moet wakker wees. Jy moet werklik waar wakker wees en jy moet wakker bly, want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Hy kom om te steel en te verwoes. Hy kom om te vernietig. En die oomblik as jy gaan slyk, gaan hy vir jou voels kom. Resist the devil and he will flee. Resist the devil and he will flee. En gisteroggend toe sê iemand so 'n waarheid oor daai stukkie. Ons weet nie wanneer die duiwel gaan vlug nie, but he will flee. Ek moet dit net bly verklaar. Die duiwel sal vlug. Ons is vandag hier nie omdat ons so oulik en sterk is nie. Dit het niks met ons as mense te doen. Niks nie. Ons is vandag hier omdat God so getrou is. Ons is werklik vandag hier bymekaar omdat God so getrou is. Regtig asseblief vat daai ene in jou eie lewe. Jy is vandag, hoe oud jy ook al mag wees, omdat God so getrou is. En toe ons baie vrae gehad het, toe daar baie onsekerheid was, het God ons kom deurdra. Jy was al baie vrae, soos by enige ander kerk, daar's soms verskriklike baie vrae, daar's uitdagings, en jy weet soms nie hoe om situasies te hanteer nie, maar God het ons gebly dra, en dis hoekom ons vanoggend ook hier by mekaar kan wees, uit genade, en dan omdat God getrou is, en dan omdat hy ons gedra het tot waar ons vandag is. Psalm 124 vers 1 sê Dawid hier, as die Here nie vir ons was nie, as die Here nie vir ons was nie, gemeet aan die wêreldse standaarde kan ek nou gou vir jou ietsie sê, en volgens die wêreldse wiskunde, moes ons eintlik nie meer bestaan het nie, moes ons nie. Maar dis die wonder van God, dit is die God van onmoontlikhede wat ek en jy bly aanbid. Moenie ophou bid nie. Moenie ophou intree, nie net vir jou eie behoeftes nie, vir mekaar, vir die gemeente. Bly bidend vir die gemeenskap van die gelowiges. Bly bidend. Daar's krag in gebed. Daar's werklik krag in gebed. En ja, dit is seker so volgens die wêreldse standaarde en wiskundiges en verslae en al hierdie goeters moes ons nie bestaan het nie, maar
Hierdie kerk is nie gebou op mense nie. Hierdie kerk bestaan nie uit die leier van die gemeente nie. Nee. As jy by jou werk, wat se pos jy ook al het, hoe belangrik jy ook al is, as jy iets gaan oorkom, gaan hy gaan nie toemaak, hoor. Hierdie kerk se deure gaan nie gesluit word as die leier van die gemeente nou iets moet oorkom of wie ook al almal betrokke is by die gemeente. Hy gaan dood eenvoudig voort. Hoekom? Omdat hierdie kerk nie gebou is op mense nie. Die kerk bly in afhanklikheid van God. 17 jaar beteken, ons is al deur 'n paar seisoene. Ek dink meer as die 4 wat daar in 'n jaar is. In 17 jaar is hierdie gemeente al werklik deur 'n paar seisoene. Prediker 3 vers 1. Alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. En hierdie gemeente is presies waar hierdie gemeente moet wees, omdat dit in die tyd raamwerk van God is. Dis presies waar ons moet wees. Hierdie gemeente was daar en is daar. Ons is al deur saai seisoene en mag ons daagliks bly saai. Mag ons werklik daagliks bly saai. En as ek vir jou sê saai, dan beteken ek nie vat iets in jou hand en ek gee dit vir 'n ander ou nie. Ons moet bly saai. Ons was al in wagseisoene. En ons gaan nog in baie wagseisoene inkom. Ons was in groeiseisoene, maar ons was ook in baie snoeiseisoene en dis nie lekker nie. Dis soos ek nou gesê het, mense kom en hulle beweeg aan. Dis nie lekker nie, want die gemeente word gesnoei. Maar as jy 'n vrugteboom nie snoei nie, gaan hy nie goeie vrugte dra nie. Kom ons fokus op dit. Ek moet eerlik vir jou sê, mense kom, maar mense het ook al weer teruggekom. En mense gaan, en dalk gaan hulle nou weer forever and a day. Dit bly buite my en jou se beheer. Ons moet bidden bly vir hierdie gemeenskap van gelowiges met die naam Nuwe Lewe Familiekerk. Dit is ons by mekaar kom plek. Dit is die gemeente waar God vir my en jou wil gebruik. En elkeen van ons, elkeen van julle wat hier voor my sit vanoggend, kan op een of ander manier gebruik word, sou jy wou. Moet nooit op 'n plek kom wat jy dink, ag, daar is iemand wat daai in gaan volmaak nie, ek hoef nie nou te worry nie. Trek jou moutjies op, asseblief. Kom ons raak 'n dienende gemeente. Jesus het mos gesê, hy het nie gekom om bedien te word, hy het gekom om te dien. En mag ek en jy elkeen dienend bly, gekoppel aan hierdie gemeente. En ons onthou die moeilike seisoene en ons hardloop nie weg van dit nie. Maar luister mooi. Jakobus 1 vers 2. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekings val. Ag dit louter vreugde. Is dit lekker om deur slegte tye te gaan? Dit is nie lekker nie. Kom ons wees sommer Afrikaans eerlik met mekaar vanoggend. Dis nie lekker om gelouter te word nie. Dit is wonderlik om te sing, Here, U is die pottebakker, ek is die klei. Die oomblik as hy begin slaan in daai pot van jou om hom fyn te maak, dan is dit nie aangenaam. Dan is dit regte waar nie aangenaam nie. Werklik, kom ons bly afhanklik van God. Maar as jy deur moeilike tye gaan, as jy gelouter word, as jy deur allerlei versoekinge val, dan bou dit jou. Jy weet mos dit bou jou. Dit bou jou. Ek sê nou vir jou,
en ek weet nou nie hoekom ek kan dit om te stap, as ek jou mag gebruik as 'n voorbeeld vir jou te sê, o, ek is jammer, ek het sleg gepraat van jou hierdie week. Ek wil so ver gaan om te sê, ek wonder of dit maklik sal gebeur. Ek wonder of dit maklik sal gebeur dat iemand die boldness hê om te sê, hoor jy, ek is jammer, ek het sleg gepraat van jou in hierdie week. Here, vergewe my Here, ek sny myself af Here, ek maak my los Here, kanselleer alles wat ek gespreek het, maar om oor te gaan in die daad, daai is 'n uitdaging, daai is louter. Maar die oomblik as jy dit gedoen het, dan oorwin jy die houvas wat die duiwel oor jou het. Jy oorwin die houvas wat die duiwel het. Daar gaan 'n dag kom of dit volgende week is of dit oor 10 jaar is, gaan die duiwel vir jou kom sê, onthou jy hoe jy jou tong vlamskerp gebruik teen daai en daai en daai. Asseblief, bly nederig. Bly afhanklik van God. Bly afhanklik. God gebruik die pyn. Hy gebruik teleurstelling. Dis nie lekker nie. Hy gebruik ook die wagtyd om iets groter te bou. Ons almal het al seer gekry in ons lewe, en jy praat nie van jou hand is gebreek of hoe ook al nie. Ons almal het emosioneel al seer gekry. Mense sê goed vir jou. Op gebruik ek weer 'n ander woord. Dis vir my so blaatant die samelewing wat ons in lewe, dat ek die guts het om na hom te stap en vir hom te sê, hoor jy moet nou nie, ek hou nie van daai en daai wat jy doen nie. Natuurlik, ons moet mekaar in liefde aanspreek, natuurlik. Maar ek wil werklik waar vir jou vra, neem 'n bietjie ander mense se emosies en gevoelens in ag. As ons in die oggend by daai deur instap, jy is dalk chirpy, maar die ou wat daar inkom sukkel so net om 'n smile op sy of haar se gesig te kry. Hulle sukkel. Hulle sit met uitdagings wat hulle definitief nie op hulle mou mee gaan rondloop nie. Hulle sit met uitdagings wat hulle nie noodwendig daar by die deur gaan uitbasyn vir almal nie. So kom ons respekteer mekaar ook in daai sin asseblief. En kom ons hanteer mekaar in liefde. In liefde moet ons mekaar hanteer. Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Dink 'n bietjie hieroor. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Asseblief, gemeente, moenie jaloers wees as wat ook al goed met 'n ander ou gebeur nie, en jy sukkel en jy krepeer, daar in jou slegte tyd, nogtans sal ek in die Here bly jubel. Jy moet dit verklaar, jy moenie net dink, nogtans sal ek dit, nee. Jy moet dit hardop sê dat jy dit eintlik kan glo. Jy moet so hard praat dat jy dit hoor, en jy moet dit kan glo, jy moet dit kan vat vir jou. Dis vir jou man, dis vir jou. Alles sal ten goeie meewerk. Die woord sê so, nie ek nie, alles sal ten goeie meewerk. Ek wil so ver gaan om te sê, kop daai ene asseblief. Vat dit vir jou en werk daarmee. In Petrus 2 vers 5, ek het nie vir jou gegee nie, sê ook, ons is lewende stene. Ons is nie vasgemessel daar met sement nie. Ons kan rond beweeg. Ons is lewende stene. Hoe is jy lewendig? Om waar te sê, goeiemôre, hoe gaan dit met jou? Hoe was jou dag sover? Wanneer ek moet net nie inmeng in mense se business nie. Ons kan partykeer nogal lekker beskimmeld wees, hoor. Eerlik, ek dink kom ons praat nou sommer Afrikaans met mekaar, iets net so my kokontjie. Nee, moenie. Asseblief, ons kan mekaar net bedien as ons gaan toelaat
om bedien te word. Jy het die reg om te sê, moet my nie druk nie, of ek hou nie van druk nie. Ag asseblief tog. Ek kan pas ver gaan sê, ons is soms net te ordentlik, regtig. Maar as ons daar voor God sit met 'n probleem, kan ons kerm, en ons kan huil, en ons kan op ons knieë rondloop, en ons lê plat op ons maag, en ons roep uit na die Here. No grandness, no air around me. Dan is jy maar net wie jy is, want jy bly afhanklik. Jy bly afhanklik. Nou net, dit word nou opgeneem, ek kan nou nie dit sê nie. Asseblief, as sy nou byvoorbeeld vanoggend hier inkom en sy groet my nou nie, asseblief, moenie haar tuister met 'n WhatsApp en sê, het ek iets verkeerd gedoen? Jammer. Kom ons bly bid vir mekaar. Here, ek weet nie wat vanoggend met haar gebeur het nie. Here, ek weet nie wat nou in haar lewe aan die gang is nie, maar ek bid vir u genade. Ek bid vir u genade. Ons kan nie almal fix nie, al wil ons hoe graag. Ons wil regtig waar so graag ander mense fix. Jy kan hulle begin fix deur vir hulle te begin bid. Jy kan vir hulle begin bid. Daar's so 3 name op my witbord in die kantoor. Dit kom seker nou al so 5 jaar aan en volgende toe ek nou aantrek toe kyk ek nou nogal daai 3 name. Dink ek ja Here, so kom lê u mense op ander mense se hart. Ek hoop my naam is ook op iemand se bord geskryf. Ek hoop so. Ons moet bid vir mekaar. Daar's werklik krag in gebed. Hou op so sukkel by jouself. En ek sê nie, kom nou, ek weet nou hoekom nie, maar nou jy sou op die taak het. Kom nou na haar en kom belas haar nou met al jou moeilikheid nie. Nee, dit sê ek nie. Maar jy kan vir sê, sal jy asseblief vir my bid? Of jy kan vir haar sê, asseblief, sy het my bid. Jy hoef mos nou nie detail te gee nie, asseblief nie. God weet wat jou behoefte is. God weet wat jou behoefte is. Wat het God gedoen in hierdie gemeente? En ek hoop by ander gemeente ook. Hy het mense gered. Hy het mense genees. Hy het huwelike herstel. Hy het identiteit teruggegee. Dis die ware wonderwerk. Ek gaan dit weer lees. Hy het mense gered, hy het mense genees, hy het huwelike herstel en hy het identiteit gegee. Dit is die wonderwerk wat God al in hierdie gemeente kom doen het. Kom ons hou asseblief op met hierdie prys die Here as dit gebeur, hoor my. Kom ons hou op vir hierdie verskriklike wonderwerke. My skoonma moet nou uit haar rolstoel opspring en rondhardloop in die kerk. Prys die Here, daar het 'n wonderwerk gebeur. Is haar, ek sê, ja, maar in elk geval, is haar saak met die Here reg? Dit moet my fokus wees. Here, is hy gereed om nou te gaan, Here? Daai is 'n wonderwerk op sy eie as iemand kan surrender aan God. Dis 'n wonderwerk as iemand tot inkeer kom tot God. En Jesus Christus kom kies as sy saligmaker en sy verlosser. Halleluja, Here, daar het 'n wonderwerk gebeur. Daar het werklik 'n wonderwerk gebeur. En as ons volgens wil eerlik wees met mekaar, ons is definitief nie meer waar 17 jaar terug was nie. Nee. Ons het gegroei. Ons het deur dinge gegaan. Ons het gemature, hoop ek, in ons geloof. Ek wil vanoggend oor hierdie gemeente werklik waar uitspreek, die beste lê nog voor. Die beste lê nog voor. Asseblief vat hy ene. Die beste lê nog voor. En ek sit vanoggend hier en toe hy nou praat en ons met die wegbaan vir die jonger geslag. Ek regtig vir jou vra asseblief, moenie jou posisie of jou titel so, dis myne, nee, dis net ek, nee, ek kan nie daai ene nie, hy of sy is nou 'n bedreiging. Man, vee die pad voor hulle skoon, maak skoon, hoe kan ek jou help?
Hoe kan ek jou help om te vorder in jou gawe wat jy het? Wat kan ek doen vir jou? Nie een kant nie. Jesaja 43 vers 18 tot 19. Dink nie aan die vorige dinge nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Dink nie aan die vorige dinge nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Hy sê wat sê God? God sê nie ek is klaar nie. God het nog nooit gesê hy is klaar. Definitief nie klaar met hierdie gemeente nie. Hy sê ek begin nou. Watch my. Ek begin nou. Efesiërs 3 vers 20. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid en dink. Glo jy dit? Glo jy dit dat God meer kan doen as wat jy dink of glo? Glo jy werklik dit? Glo jy dit of bid jy dit? Jy verklaar dit. Ja, gaan jy net daar uit en dan, jene, ek weet hoe ek gaan maak nie. Ek en jy laat self toe dat die duiwel ons in 'n hoek indruk, hoor. Ons laat dit self toe. Jy moet hom op sy kop trap. Resist the devil. Hy gaan nie van jou vlug as jy hom nie resist nie. As jy vir hom 'n koppie tee gaan aanbied, hy gaan laterand intrek, hoor. Hy gaan intrek. Asseblief, resist the devil. Moenie sy gedagtes entertain nie. Verwerp dit in die naam van Jesus. Verwerp dit. 17de jaar beteken niks as ons nie aanhou bou nie. As ons nie elke geleentheid wat ons bymekaar kom kan sê, my geloof is gebou, dan het ons 'n probleem. Jy het 'n probleem. As jy inkom en jy gaan uit, jy dink of ek voel slegter of ek voel nee, ek voel goed, ek voel beter as wat ek gevoel het toe ek ingekom het. En dit het niks met mense te doen nie, hoor. Niks te doen met die liedere wat gesing is die volgende. Niks te doen met die ou wat hier voorkom praat nie. Jou hart moet oop wees vir die teenwoordigheid van God. En hoe graag ek wil, ek kan dit nie vir jou gee nie. Jou hart moet oop wees. Jy moes al daar by die huis, Here, maak my hart oop en ontvanklik vir die saad wat vandag mag val. Maak my hart oop en ontvanklik. Wat is die sleutels om aan te hou bou? Ons moet nederig bly. Ons moet afhanklik bly van God. En ons moet gehoorsaam bly. Vir die 2 ure of wat ook al jou persoonlik is, kan jy nie hier gehoorsaam, afhanklik en nederig bly nie. Dan stap jy net daar uit en dan ek gaan daai weer volgende Sondag. Ek pak hom daar by die voordeur, ek gaan dit volgende Sondag weer op. Nee. Dit is die houvas wat die duiwel op jou wil kom vat. Hy wil van jou steel. Jy kan nie 'n Sondag Christen wees nie. Jy kan nie. Of jy is vir hom of jy is teen hom. En hoe graag ek dit vir jou wil hê, hoe graag ek vir jou wil help om dit te kry, ek moet vir jou die waarheid kan verkondig en jy moet self besluit wat gaan ek maak met daai waarheid wat ek vanoggend of deur 'n lied of deur wat ook al. Ek moet self besluit wat ek met daai waarheid gaan doen. Johannes 15 vers 5. Want sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my kan julle niks doen nie. Moet asseblief nooit iets aanpak sonder God nie. Nooit nie. Nie jou huwelik nie, nie jou verhouding met jou kinders nie, nie jou verhouding met werkskollegas nie, nie ons onder mekaar nie. Nee, want sonder my kan julle niks doen nie. Jy kan vanoggend jou oë 'n bietjie toemaak en dan kan jy net 'n bietjie dink, waar het God ons gevat in hierdie 17 jaar? Van daar by daai restaurant, sonnaande, tot waar ons vandag staan. En werklik waar, daar is 'n boek, dalk 2 of 3, 4 boeke intussenin.
Dit is 'n getuienis vandag hierdie. Dis 'n mylpaal wat vandag hier gebeur. En dit het niks met mense te doen nie. Dis die hand van genade van God en God se getrouheid. Ek wil vanoggend afsluit met hierdie kerk is geroep. Hoor jy wat ek vir jou sê? Hierdie kerk is geroep. Hierdie kerk is gesalf. Hierdie kerk het 'n toekoms. Hierdie kerk het 'n toekoms, want die beste lê nog voor. Die beste lê nog voor. Ek wil vir jou sê, ons weet van ons geskiedenis, ons het gehoor vanoggend hoe die kerk ontstaan het. Maar ons moet ook nie vashak by die geskiedenis nie. Ons moet fokus op waarheen is God met hierdie gemeente op pad. En hierdie gemeente kan net op pad wees as jy kom aanmeld om deel te wees, 'n aktiewe lidmaat van Nuwe Lewe Familiekerk. Amen. Amen. Here, U is getrou en U is regverdig, Here. U is almagtig, Here. Alomteenwoordig, Here. Alwetend, Here. Al is dit soms 'n bietjie ongemaklik, Here, die feit dat U so alwetend is, Here. Want ons wil so graag party goed so hier onder die mat indruk. Maar dankie, Here, dat vir U is ons 'n oop boek. En mag ons so bly, my God, mag ons 'n oop boek voor U kom bly, Here. Werklik, Here, my gebed is vanoggend, Here, dat ons op 'n Sondag by mekaar sal kom om te fokus en die hoofdoel, Here, ek moet vandag geestelik in God kan groei. So bid, Here, as ons hier in U teenwoordigheid kom, Here, saam met mekaar, Here, dat ons sal pleit by U, Here, om ons harte oop en ontvanklik te maak, Here, oop en ontvanklik te hou, Here, dat ons nie hier sal sit, Here, en ons gedagtes dwaal op allerlei goeters nie, Here. Ek bid, Here, dat ons werklik met ons samekoms konstant sal bewus wees van U heilige teenwoordigheid, Here. Amen.